Lewende Waters bied vir jou 'n reeks aan oor die Heilige Gees. En in hierdie reeks leer ek jou stap vir stap om die doping met die Heilige Gees as 'n gawe in jou lewe te ontvang. Nommer 1 is die doping met die Heilige Gees belangrik. Nommer 2, hoe om die doping met die Heilige Gees te ontvang. Nommer 3, waarom bid ons in tale? En dan die 4de een is my getuienis en ook hoe die Here my gedoop het met die Heilige Gees. Jy kan hierdie stel kry vir R140 plus R12 posgeld, en as jy dit nou bestel, dan gaan ek ook vir die vanaand se boodskap insluit, die Heilige Gees as gawe, as hy noodsaaklik. Jy kan dit alles skryf vir R140 plus R12 posgeld. Baie dankie. Welkom by hierdie aanbieding van Lewende Waters in Patmos Bediening. Ek is Monty Elof en ons is besig met 'n reeks oor vrae en antwoorde oor die Heilige Gees. Nou, elke week behandel ons 1 of 2 vrae oor die Heilige Gees, en as u enige vrae het wat u wil vra, kan u dit gerus aan my SMS of e-pos aan my stuur, en die inligting waar u dit kan stuur is op die skerm beskikbaar. Nou, hierdie is eintlik 'n onderwerp waar daar baie min oor gepraat en geleer word. Nou, iemand het al selfs begin praat van die twee enige God, omdat daar so min gepraat word oor die doping met die Heilige Gees en sy werking onder die gelowiges. Nou, tog is die Heilige Gees geweldig belangrik. Hoor wat sê Jesus daarvan? Hy sê vir ons in Johannes 14, 16, 17, hy sê, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat hom nie sien nie en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. So, die Heilige Gees is baie, baie belangrik. En ons gaan vanaand verder met die volgende vraag in hierdie reeks, naamlik vraag 9, en dit is, wat wil die doping met die Heilige Gees in ons lewens bereik? Wat is die doel van die doping met die Heilige Gees? Nou, ons het verlede week gesê, net om so 'n bietjie saam te vat. Eerstens, die doping met die Heilige Gees bring dikwels die versekering van wedergeboorte en saligheid. As mense gevul word met die Heilige Gees, dan is hulle baie opgewonde en sê, nou weet ek is gedoop met die Heilige Gees, ek is weergebore. Alhoewel hulle dit eintlik al lankal moes geweet het en geleer het, maar dit bring vir hulle daardie sekerheid. Tweedens, die doop met die Heilige Gees bring 'n verdere kruisiging van die ou mens. Met ander woorde, ek is besig met 'n pad van heiligmaking, en die Heilige Gees help my om hierdie pad van heiligmaking te stap. Nou, vanaand gaan ons verder, derde punt wat ek wil maak, die doping met die Heilige Gees, laat die skrif of die woord vir ons lewendig word. Nou, die deursnee volwasse lidmaat vind eintlik Bybelstudie baie moeilik. Jy weet, as kind is ons geforseer om die skrif in die Sondagskool en in die skool en selfs by die huis te leer en te bestudeer, wat 'n baie goeie ding was. Ek kyk na baie van vandag se kinders ken nie die Bybel nie, ken nie die stories nie. My dogter wat groot geword het in die nuwe era soort van waar die Sondagskool nie meer Sondagskool was soos toe ek Sondagskool gegaan het nie. Sy ken nie al die Bybelstories nie. En sy sê partykeer dis so jammer dat sy nie al daardie Bybelstories geleer het en die name geleer het van die verskillende mense nie. Ons moes al die name geken het en die paas en maas van die persone, en ons moes die apostels geken het en ons moes al die name geweet het. Vandag se kinders het dit nie, en baie mense vind dit dan moeilik om die Bybel te bestudeer. Nou, jy kan eintlik enige kerkies wat jy wil, maak nie saak wat die kerk is nie. En die kanse is baie, baie goed, dat jy net 'n handjie vol van sy lidmate sal vind wat werklik besig is om Bybelstudie te doen. Ek praat nie van Bybel lees, 'n teks of 3 of 'n hoofstuk of 1 of 2 per dag nie. Ek praat van werklik intens Bybelstudie doen en onderwerpe vat en daaroor gaan 'n studie van maak. Nou, dis nie dat die gemiddelde lidmaat enigiets teen die Bybel het nie. Vra hom of hy die Bybel glo en hy sal jou moontlik baie bevestigend ja antwoord. En maar hy gee eintlik nie regtig om oor wat die Bybel sê nie.
Die Bybel het geen inspraak in sy lewe nie. En dit kom goddelike inspirasie kort in sy lewe. Hy steur hom regtig nie daarin nie. Nou, daardie inspirasie om die woord van God te bestudeer en om dieper te gaan met die Here, word eintlik voorsien deur die doping met die Heilige Gees. 'n Christen wat gedoop is met die Heilige Gees, vind dat die Bybel 'n nuwe plek in sy lewe neem. Namate die Gees daardie honger in sy hart skep. Want dit is presies wat gebeur. Wanneer jy gevul word met die Heilige Gees, dan begin daar 'n begeerte in jou hart kom om Bybelstudie te doen, om meer te weet, om dieper in te gaan. En skielik vind jy dat die woord vir jou begin lewendig word. Met ander woorde, die skrif begin met jou te praat. En dat jy ook nou baie meer betrokke raak in jou verhouding met God. Hoe meer jy die woord lees, hoe meer ontdek jy van die Here. En jy raak meer betrokke in jou geestelike lewe met die woord en met die Here. Nou word die Bybel vir jou 'n lewendige boek. En dit is so, want die Bybel vertel jou van die bonatuurlike van die handelinge van God met die mens. En baie mense het al vir my gesê, vandat ek begin het om sistematiese Bybelstudie te doen, het dinge skielik verander in my lewe. Skielik kan ek nie meer wag om by die Bybel te kom nie. As ek dink as jong bekeerling, hoe dit ek gesit het, party nagte tot 2 uur in die oggend, Bybel gelees het, geonderstreep het, aantekeninge gemaak het. Daai jaar het ek nog niks geweet van 'n konkordans nie. Ek het alles maar neergeskryf. Ek het boekies en boekies vol geskryf met tekste en sekere tekste bymekaar gesit en gegroepeer en 'n verskillende kleure gemerk. Daar was 'n honger in my hart na die woord van God, om meer te leer, om meer te verstaan. En omdat die Bybel vertel ons van die bonatuurlike handelinge van God met sy kinders. En dit is wat so wonderlik is. Nou sê Jesaja vir ons, en daarom sal die Here met ongeduld daarop wag, om julle genadig te wees, en daarom sal hy hom verhef, en hom oor julle ontferm. God wag eintlik met ongeduld op ons, om geestelik te groei, en om ons genadig te wees, en vir ons te seën. Nou, wanneer die heerlikheid van die Heilige Gees die Bybelboodskap vir jou 'n bietjie begin verlig, dan word dit baie persoonlik en intiem vir jouself. Want die Bybel begin met jou gees te praat. En as jy deur die leiding van die Heilige Gees die woord van God bidend lees en inneem, dan lyk dit asof daardie gedeelte in God se woord vandag net vir jou is. En daar is baie mense wat my dagstukkies ontvang en vir my terugskryf en sê, vandag se dagstukkie het met my gepraat. Dit was net vir my bedoel. So word jou Bybelstudie ook. As jy besig is om die Bybel te bestudeer, dan begin daar die Bybel letterlik met jou te praat. En God begin spreek met ons deur sy woord. By geleentheid sal ek bietjie met ons praat, hoe praat God met die mens? Maar dis een van die maniere, dat God praat met ons deur sy woord. Sekere vrae wat jy vra, word skielik net vir jou beantwoord. Jy begin die Bybel te lees, en daardie teks gaan vir jou oop, en skielik is daar 'n antwoord op die vraag wat jy al die hele week mee loop in jou hart. Dit word net vir jou verlig. Nou, dit is hierdie soort leiding van die Heilige Gees wat 'n mens nie maklik kan oordra aan iemand anderster nie. Ek kan maar net herhaal dat die Bybel word werklik vir jou lewendig, of 'n lewende boek wat tot jou spreek. Hoe verduidelik ek dit aan 'n mens wat dit nie verstaan nie? Nou, as jy 'n probleem ondervind met jou Bybelstudie, want baie mense vra vir Bybelstudiemateriaal en waar kan hulle dit lees of waar kan hulle dat lees, dan kan jy gerus my boekie bestel, Bybelstudie vir geestelike groei. Ek het hom saamgebring. Jy kan hom direk van my af bestel. Hy is ook by Koem Boeke beskikbaar. As hulle hom nie in voorraad het nie, vra hulle om vir jou so een te bestel. Hy is op hulle lys. Maar kry hierdie boek, hier is 31 Bybelstudies in oor verskillende onderwerpe. En as jy dit gebruik, sal dit jou help om geestelik te groei en geestelik versterk te word. Gaan net aan, lees die Bybel. Hy gaan vir jou meer en meer en meer lewendig word. Dan 'n vierde punt, die doping met die Heilige Gees maak die leiding van God vir jou oop op 'n besondere manier. Wat bedoel ek daarby? Die Heilige Gees kom vorendag met sekere goed in jou lewe wat ver bo die alledaagse strek. Mens lewe mos en dan begin God se Gees
in jou hart te werk. En hy maak sekere goed vir jou oop. Nou, die Heilige Gees sal jou prikkel om iets te doen. En oënskynlik sal dit jou dalk frustreer, of dit sal jou selfs dalk hopeloos laat voel, of onbevoeg om dit te kan doen. Maar die oomblik as jy dit aanpak onder die leiding en die inspirasie van die Heilige Gees, dan sien jy resultate. Dinge begin gebeur. Dis 'n wysheid wat werk, wat ver bo jou eie gedagtes of denke is. En dit is wat die Heilige Gees in jou en my lewe wil bereik. Hy wil hê, ons moet hom toelaat, want onthou, hy gee vir ons wysheid, hy gee vir ons insig, hy gee vir ons kennis, en hy wil goed bereik in jou lewe, wat ver bo jou denke is. Somtyds, ek noem dit nou maar so, somtyds jaag die Heilige Gees jou. Hy jaag jou om iets te doen. Jy is besig met een of ander taak by die werk, of by die huis, jy kan selfs in jou motor ry, en die volgende oomblik ervaar jy net, hier kom iets in jou binneste, wat jy voel jy moet nou doen. Jy moet dadelik iemand skakel, of jy moet sommer nou iemand gaan sien. En ek is 100% seker daarvan, die wat nou na my kyk, kan saam met my stem, dat sulke goed al met jou gebeur het. Daar is net daai drang, ek moet daai persoon nou dadelik bel. Jy los alles wat jy mee besig is, en jy vat jou foon, en jy skakel daai ene. En ek het al geleer om nie vrae te vra nie. Ek vra nie, nou maar hoekom moet ek bel nie, Here, waarom moet ek nou bel nie, hoekom moet ek nou daai persoon gaan sien nie. Ek voer dadelik die opdrag uit, want dit is daai stil stemmetjie van die Heilige Gees, wat hier binne in my spreek, en wat my aanmoedig om dit te doen. En feitelik elke keer wanneer dit gebeur, is die persoon aan die ander kant letterlik in trane, en dank hy of sy God, dat iemand net op die regte tyd geskakel het. 'n Prediker vertel jare gelede dat hy op pad is om iemand te gaan sien, en terwyl hy ry, kom dit duidelik in sy hart, maak 'n draai by suster so en so in die gemeente. Sy het ongelukkig nie 'n telefoon nie, en daar was nog nie selfone beskikbaar nie, so hy kon haar nie skakel nie. En onmiddellik sê hy, Here, maar ek is alleen, my vrou is nie saam met my nie, en die suster is alleen by die huis, ek kan nie na haar huis toe gaan nie. Maar hy voel die Heilige Gees sê vir hom baie duidelik, ry nou onmiddellik na suster so en so sy huis toe. En hy argumenteer weer met die Here, hy sê, Here, wat as mense my kar nou daar sien staan? Of mense my daar sien instap alleen, of uitstap alleen, dit gaan 'n probleem skep. Maar die Heilige Gees bly met hom praat, en vir hom sê, gaan na suster so en so sy huis toe. En hy uiteindelik besluit hy, en hy draai af, en hy ry soontoe. Daar gekom, stop hy by die hek, klim af, stap in, en hy klop aan die deur. Geen antwoord nie. Klop weer aan die deur. Geen antwoord nie, en hy sê, Here, die vrou is nie hier nie. Die Heilige Gees sê vir hom, gaan in die huis in. Hy sê, maar Vader, ek kan nie in die vrou se huis instap nie. Die Heilige Gees sê, gaan in die huis in. Hy voel aan die deurslot, maar die deurknop, die deur is gesluit. En hy sê, Here, die deur is gesluit, wat doen ek nou? Die Heilige Gees druk op sy hart en sê vir hom, gaan by die agterdeur in. En hierdie pastoor is in 'n verskriklike tweestryd. Hy voel net, hier stap ek nou om die vrou se huis, as iemand my nou hier sien, gaan dit weer 'n storie veroorsaak. Stap om, gaan in, kom by die agterdeur staan halfpad oop. Klop weer aan die deur. Roep die vrou se naam, mag geen antwoord nie. Hy sê, Here, u kan sien nie is, hoekom stuur jy my hiernatoe, die vrou is nie hier nie. Die Here sê vir hom, gaan in die huis. Nou moet u verstaan die stryd wat daar binne in sy wese aan die gang is. Ek kan nie in hierdie vrou se huis instap nie, hier is niemand hierso nie. Sê nou ek is hier binnekant, as sy kom ingestap by die voordeur, wat sê ek vir haar? Gees van die Here sê vir hom, gaan in die huis in. En hy stap in die kombuis in. Nou roep hy die suster by haar naam, hoor niks nie. Die Here sê, stap na haar kamer toe. Hy sê, Here, dit raak nou bietjie dik vir $1. Om nou, en sê nou ek stap in die kamer in, en hierdie vrou kom die huis ingestap, wat sê, hoe verduidelik ek myself? Ek sê, die Here het my hier ingestuur. Die Heilige Gees sê vir hom, gaan in die vrou se kamer in. En hy kom in die gang af,
roep hy haar, niks antwoord nie. En die kamerdeur staan so halfpad oop. En die Gees sê vir hom, gaan in die kamer in. En toe hy in die kamer instap, toe sit daar die vroukie op die bed, met 'n pistool wat oorgehaal is op haar skoot. En toe sy die pastoor sien, toe bars sy uit in trane. En sy sê vir hom, ek het hierdie pistool teen my kop gehad, toe u die eerste maal aan die deur geklop het. En ek het jou stem herken, maar ek het nou maar net gewag, dat jy moet weggaan, want die oomblik as jy weggery het ek my breins uitgeblaas, want ek kan nie meer nie. En daar kon hy saam met haar bid, en haar help en teruglei na die Here toe, en sy het 'n groot getuienis gehad, van wat God vir haar gedoen het. Ek wil vir jou sê, daai persoon wat jy skakel, het miskien reeds dalk vir die Here gevra, dat iemand hom of haar sal kontak. Wees gehoorsaam aan die Heilige Gees. En daarom is dit so wonderlik, dat God ons kan gebruik, en God deur ons kan werk. En as jy jouself tot sy beskikking stel, gaan hy baie, baie meer deur jou werk. Daardie persoon wat aan die ander kant antwoord, het dan waarskynlik net van sy knieë af opgestaan, of is besig om te werk, en hy het God gevra, ag, sal iemand my nie bel nie, sal u nie iemand stuur om met my te kom praat nie. Volgende oomblik lei die foon, en hier is jy, waarskynlik, met 'n antwoord op die probleem. Ek wil nog vir iets sê, die Here laat partykeer ons planne skibreek lê, sodat die Heilige Gees sy doel in jou en my lewe kan bereik. En ek het 'n spreekwoord wat ek baie gebruik, en dit is, die mens se teleurstelling is dikwels God se bestelling. Jy's teleurgesteld, want jy wil graag dit doen, of jy wil dit so gedoen het, of jy wil dit op jou eie manier uitgevoer het. Maar die Heilige Gees kom en hy stop jou. En die Heilige Gees stuur jou in 'n heel ander rigting. En dan voel jy teleurgesteld. Maar dit is eintlik God se bestelling met jou. Later aan, dan kom jy agter, maar werklik, dit was van die Here gewees. Nou dit is ook waar van die vroeë kerk, en ons lees daar in Handelinge 16 vers 6 tot 8, en hy sê daar, en hulle deur die land Frigië en Galasië gegaan, dis nou Paulus en sy manne wat saam met hom was, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om in Asië die woord te verkondig. En toe hulle by Misië kom, het hulle probeer om na Bithynië te gaan, maar die Heilige Gees hulle dit nie toegelaat nie. So het hulle dan Misië verbygegaan en na Troas afgekom. So met ander woorde, hulle wou hier na toe en die Heilige Gees verhinder hulle. En toe besluit hulle toe hulle by Bithynië kom, hulle sal sommer daar aangaan, en die Heilige Gees het hulle dit nie toegelaat nie. En so het hulle uiteindelik dan in Troas afgekom. Hoekom? Omdat die Here 'n bestelling met hulle gehad het daar in Troas. Nou as ons die lewe en bediening van Jesus bestudeer, sien ons dat hy baie, baie afhanklik was van die leiding van die Heilige Gees. Hy was lief vir alle mense, hy het nooit geweier om te help of om te genees wanneer iemand na hom toe gekom het nie. Hy was altyd beskikbaar, maar hy het net gedoen wat die Heilige Gees en sy Vader vir hom gesê het om te doen. Hy het self gesê, dit is die Gees wat lewendig maak. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek, is gees en lewe. Hy was afhanklik van God sy Vader en van die Heilige Gees en het nie opgetree sonder hulle nie. Nou, ons antwoord vandag die vraag, wat is die doping met die Heilige Gees, veronderstel om te bereik in ons lewens? Nou, vyfdens, die doping met die Heilige Gees maak ons gebed kragtiger. Met ander woorde, as jy bid, word jou gebed net kragtiger en sterker. En nou skryf Paulus aan die Romeine in Romeine 8 vers 26-27. Hy sê, net so kom die Gees ook ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Met ander woorde, die Heilige Gees tree voor God in ooreenkomstig die wil van God. Nou, dit lyk vir my asof die kerk grotendeels vergeet het dat ernstige, gelowige gebed die kanaal is waardeur die wonderwerkende krag van God vloei. Daar's baie kerklidmate en luister na my, selfs predikers, wat geredelik toegee
dat voorbidding en diep ernstige gebed en smeking nie eintlik deel van hulle bediening is nie. Mense dit al teenoor my herken. Nou, volgens Amerikaanse meningspeiling het hulle bevind dat baie predikers nie eers 10 minute per dag in gebed en afsondering deurbring nie. Ek kan dit nie verstaan nie, want gebed is die asemhaling van die siel. Ons kan nie sonder gebed lewe nie. Nou, die doping met die Heilige Gees lei ons in 'n dieper geestelike vlak, dit neem ons in dieper dimensies van gebed in. Die gebed in tale bring vir ons 'n nuwe geestelike vryheid, en dit bewerk 'n wonderlike intimiteit met Jesus Christus, wat nie voorheen daar was nie. Wanneer ek in daardie taal bid, sê God se woord vir my, praat ek direk met God. En dis wat die Heilige Gees in jou en my lewe wil bereik. Nou, as jy 'n probleem het met gebed, bel my gerus, of kontak my en kry my boekie Gebede wat berge verskuif en leer om reg te bid. Ek het een saam gebid. Kry hom gerus. Dit is my vlagskip hierdie. Oor die 65.000 mense gebruik al hierdie boekie om te bid. En die woord van God sê daar's 'n regte manier om te bid en daar's 'n verkeerde manier om te bid volgens Jakobus 4 vers 3. En die boekie sal jou help om reg te leer bid. As jy by Koenboeke kom, kan jy hom daar ook kry of vra hom om vir jou te bestel. Nou, volgende week gaan ons nog praat oor wat is die doping met die Heilige Gees veronderstel om te bereik in ons lewens. Ons sluit nou vanaand hier af en kom ons bid saam. Baie dankie, dierbare Vader, vir die Heilige Gees wat besig is om te werk in ons lewens. Baie dankie dat die Heilige Gees ons leer en ons lei en dat die Heilige Gees ons help om nog beter bidders te kan word. Seën een en elkeen wat nou kyk na hierdie program, versterk hulle met krag uit die hoogte, vul hulle met die Heilige Gees in die naam van Jesus. Amen. Die Here seën u. Ons dienstye is op die skerm. Kyk gerus daarna ook. Baie dankie. Lewende Waters bied vir u 'n reeks aan oor die Heilige Gees. En in hierdie reeks leer ek jou stap vir stap om die doping met die Heilige Gees as 'n gawe in jou lewe te ontvang. Nommer 1 is die doping met die Heilige Gees belangrik. Nommer 2, hoe om die doping met die Heilige Gees te ontvang. Nommer 3, waarom bid ons in tale? En dan die 4de een is my getuienis en ook hoe die Here my gedoop het met die Heilige Gees. Jy kan hierdie stel kry vir R140 plus R12 posgeld, en as jy dit nou bestel, dan gaan ek ook vir die vanaand se boodskap insluit, die Heilige Gees as gawe, as hy noodsaaklik. Jy kan dit alles skryf vir R140 plus R12 posgeld. Baie dankie. Dr. Monty Elof is 'n heeltydse evangelis en is beskikbaar vir spesiale dienste in gemeentes, sowel as manne en vroue kampe. Hy bedien onder andere oor die eindtye met boodskappe soos die nuwe wêreldorde, 666 merk van die dier, die ondergang van Amerika, die slag van Armageddon, die wegraping en vele meer. Hy het ook 'n spesiale bediening vir die doping met die Heilige Gees en is beskikbaar vir seminare oor gebed. Skakel hom gerus by 082 447 5656 vir besprekings.